ons die son kan hang. Dis donker by die venster in die middel van die dag. Onthou jy hoe helder die kamer kon laat? Kyk of jy vir my die son kan bring. Daar's 'n liedjie in die gang waar die son kan sing. Van die stoel in die gang hierdie koue seisoen. Kan jy sien wat die wind en die reën aan my doen? Ek vra jou mooi, laat hom weer vir my kom skyn. Sonvanger, laat my verstaan hoe 'n somersjoen in die niet kan verdwyn en laat hom skyn. Kyk of jy vir my die son kan kry. Daar's 'n huisie in my hart waar die son kan bly. En kyk of jy vir my die son kan steel. Daar's 'n plekkie in die tuin waar die son kan speel. Ek vra jou mooi, laat hom weer vir my kom skyn. Sonvanger, laat my verstaan hoe 'n somersjoen in die niet kan verdwyn en laat hom skyn. Bring 'n bietjie lig vir die draai op my pad en 'n handjie vol strale vir die donker in my hart. Goeiemôre almal. Ons kom vandag bymekaar met swaar harte, maar ook met 'n diep wete in ons gees dat oom Manie se storie nie geëindig het nie, dit het net van adres verander. En dis hoekom ons mekaar saam is. So ons innige simpatie met julle, die gesin, met almal wat hier is,
vandag met die seer wat ons beleef, die diep hartseer van die afsterwe van Omani. Ek gaan vra dat ons opstaan, dan gaan ons sommer net die eerste lied saam sing en daarna gaan ons dan net aangaan. So daar weer is, kom ons staan en kom ons sing net saam Amazing Grace, My Chains Are Gone. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. And I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me, His word my hope secures, and He will my shield and portion be, as long as life endures. The earth shall soon dissolve like snow, the sun forbid to shine, but God who called me here below will be forever mine. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Kan net so staan, dan gaan ons net saam bid. Kom ons sluit ons oë. Here, dankie dat ons vanoggend kan vergader in U naam. U naam is Jesus Christus. Here, U is die skepper en die onderhouer van lewe. En vandag, Here, in U teenwoordigheid wil ons harte kom inbring en ons onsself kom beskerm en ons onsself net in U gees kom oorgee. En dankie, Here, dat die Heilige Gees ook so die vertrooster is in elkeen van ons se harte. Dankie vir die liefde en genade in Jesus naam. Amen en amen. Jy kan die sitplekke neem vir 'n oomblik. So vandag is ons bymekaar om te dink aan oom Mani, oupa Mani. Dis hoekom ons hier is. En ek het met die gesin bietjie die familie gaan gesels en gevra, en is eintlik so mooi, toe ons vra maar, wat is daar wat uitstaan van oom Mani? En ek het almal nie gelyktydig gevra nie, maar dis hoe dit was. Ek het die een gevra en dan kom die volgende persoon in, dan vra ons dieselfde vraag sonder dat hulle weet wat die vorige een geantwoord het, en dan kom die volgende persoon in,
En toe die vierde persoon inkom en presies dieselfde sê, toe weet ons, maar dit is wie hy was. En almal het gesê, hy kon lekker gesels. Hy kon met almal praat en hy het lekker lank gesels en hy het met sy bure gepraat en soms in die straat gestap en iemand in die buurt raak geloop en met hom 'n geselsie aangeknoop. En dit is my eintlik so mooi om te verstaan en te sê, maar hy het mense raak gesien. People orientated. Ek kan nou met Cicero gesels. Hy sê dis een ding wat vir hom uitgestaan het. Hy was 'n mens. Ek dink dit is so kosbaar vandag dat ons iemand celebrate wat mense eintlik raak geleef het. Iemand, want ons kan eerlik wees, vandag is asof mense so besig is met 'n klomp goed. En ek wil dit celebrate van hom. En as ons dit vandag weer kan begin om te sê wie hy was, dis 'n voorbeeld vir ons almal. Kan ons wees soos hy, wat mense, verhouding was van belangrik. En jy kan dit sien in 'n nalatenskap. Ek bedoel, hier's 'n regte familie. Hier's mense wat vir hom omgee, julle almal wat hier is. Dis as gevolg van wie hy was. Iemand gevorder in jare, maar nog steeds soveel mense en vriende en familie het wat om hom is. Jy weet, nalatenskap kan in klomp goed gemeet word. Dit kan gemeet word aan besittings, dit kan gemeet word aan geld of baie goed, maar die beste en die hoogste prentjie van nalatenskap is verhouding. Want dis waar die lewe werklik gaan, is oor verhouding. Want dit bring hoop. En ons hoop is in Christus. En ek wil vir jou die gedeelte lees in Johannes 11. En ek lees dit in die Engels, in die Living Translation. Johannes 11 vers 25 en 26 sê, Jesus told her, en dit is vir Maria, nadat Lazarus gesterf het, en hulle baie hartseer is, kom Jesus en hy sê hierdie woorde, hy sê, I am the resurrection and the life, and anyone who believes in me will live, even after dying, and everyone who lives in me and believes in me will never die. And do you believe this? Vra hy. Die prentjie is, die Here wil vir ons kom hoop gee. Hy sê, as jy in my glo, dis waarmee ons begin. Hy sê, weet jy wat, dan sal jy vir ewig lewe en sal jy nooit sterf nie. En dis die hoop wat ons het, dis die hoop wat in ons is, want ons treur en ons is hartseer. Maar ons treur nie soos mense wat nie hoop het nie. Ons treur nie soos die wêreld nie. Ek sê baie keer op 'n Sondag, weet as die Here dien, jy stres ook, maar jy stres anders. Want jy stres met hoop. Dieselfde as dit kom by jou emosies van as jy hartseer is. Jy's hartseer en ons kan hartseer wees en ons is hartseer. Maar ons is op 'n ander manier. Ons treur met hoop. 1 Tessalonisense 4 vers 13 in die Living Translation sê soos volg in vers 14. And now, dear brothers and sisters, we want you to know what will happen to the believers who have died. So you will not grieve like people who have no hope. For since we believe that Jesus died and was raised to life again, we also believe that when Jesus returns, God will bring him back with him in the believers who have died. Hy wil vir ons sê, daar is hoop in Christus. Vir ons wat treur, jy weet, dit is 'n tydelike bestaan wat ons op aarde voer. Dis die lewe gaan aan, net wat ek in die begin gesê het, die adres verander net. En ek dink dis die hoop wat die Heilige Gees in ons harte kom bring. Vir almal van ons wat hier sit. Eendag gaan ons almal miskien dieselfde paadjie stap, of ons gaan oomblikke hê waar ons dalk weer gaan hartseer wees oor 'n geliefde wat ons aan die dood afgestaan het. En die ware hoop is om te weet, maar weet jy wat, die persoon leef, maar nou net saam met Christus. En wat 'n wonderbaarlike gedagte is dit nie, om dit te besef. En dit bring hoop, en hierdie hoop bring vertroosting. En ek wil 'n bietjie praat oor hierdie gedagte van ons tydelike bestaan op aarde. Ek dink die Bybel is so vol as ons eers praat hoe die Here se hart vir ons is en die verduideliking, want Paulus kom sê dit vir ons in Korintiërs, skryf in 2 Korintiërs 5, sê hy dit, we know that when this earthly tent we live in is taken down, that is when we die and leave this earthly body, we will have a house in heaven, an eternal body made for us by God himself and not by human hands, and we grow weary in our present bodies. And we long to put
on our heavenly bodies like new clothing. For we will put on heavenly bodies, and we will not be spirits without bodies. And while we live in these earthly bodies, we groan and sigh. But it's not that we want to die and get rid of these bodies that clothe us. Rather, we want to put on our new bodies so that these dying bodies will be swallowed up by life. And God himself has prepared for us this, and has guaranteed us, he has given us his Holy Spirit. Hy praat van ons leef op aarde, en die beste beskrywing in sy prentjie was 'n tent, want hulle het baie gereis en geweet, as ek tent opslaan, beteken dit ek trek nie in hierdie omgewing in nie, ek is tydelik hier, en hy wil amper dit vir ons sê. Hy wil sê ons almal is so, ons moet dit verstaan, ons moet nie te veel maak van hierdie lewe nie, ons moet te veel maak van ons tent nie, daar's iets groters, daar's iets beters wat hy vir ons in stoor het. En hy sê die dag as hierdie ou liggaam, hy sê dat ons moan en ons groan, ons sug, ons kreun, ons het pyn, ons het hartseer, ons het siekte, alles wat ons beleef in hierdie tydelike tent, hierdie tydelike liggaam, wil ek hom sê, moet ons verstaan, dit is net tydelik. So ons moet nie moedeloos word nie. Maar hy sê as iets groter. En dan baie keer as ons praat van hierdie ewige lewe, hierdie ewige prentjie, dan sê amper die, dan asof ons nou wil sê, maar ons wil net daar wees. Die beste wat kan gebeur as ek hierdie aarde verlaat. Dis amper wat mense wil kom sê. En dan sê hy, nee, ons kan nie wag om bekleed te word met hierdie nuwe lewe, die ewige lewe nie. En hy wil vir ons sê, ouens, dit gebeur terwyl ons nog op die aarde lewe. Dit gebeur nie eendag as ons sterf nie. Dit gebeur nie die dag wanneer ons soos Omani hierdie wêreld verlaat en dan betree ons die ewige lewe nie. Hy sê dit begin lank reeds voor die tyd. Juist met die gedagte om te weet, hierdie lewe is tydelik, en ek leef nie vir hierdie lewe nie. Ek leef vir die ewigheid. Jy weet, hierdie woorde is woorde wat hoop bring. Hierdie woorde vir ons elkeen kan en vertroosting bring. Vir ons elkeen wat hier sit, kan ons sê, dankie Here dat wanneer hierdie tent afgebreek word, beteken dit nie dis die einde nie. Inteendeel, dit beteken ons trek in by ons ewige huis by God. Dis wat dit beteken. En dan sit ons amper almal hier en ons dink, as ons so kyk na die foto op die skerm, hoe gelukkig is Omani nie nou nie. Maar ons gaan hom sien. Ons gaan hom weer sien. So die ewige lewe. Wat is die ewige lewe regtig? As jy nou moet vra, as jy nou vir iemand moet antwoord. Ek het gesê die ewige lewe begin nie die dag as ons sterf nie. Die ewige lewe begin die dag as jy Jesus ontmoet. Dis waar die ewige lewe begin. En dit begin op aarde. Dit begin hier waar ons nou sit. Dit begin wanneer ons hom aanneem as ons verlosser. Dan begin 'n nuwe lewe. En dis 'n lewe wat nie eindig nie. Dit is eintlik incredible as jy dit dink. Dis 'n lewe wat jy begin leef in die volheid van God in jou. Imagine that. Die volheid van die Here. Dit beteken die volheid van sy liefde vir jou. Die volheid van sy genade vir jou. Die volheid van sy voorsiening. Dis amper om te leef met 'n prentjie van ek kan rus vind in hom. Want die volheid van God is in my. Ware opregte liefde verwyder alle vrees. Die vrees vir die toekoms, goed wat gaan gebeur, want ek weet, hier waar ek vandag sit, Here, die oomblik wanneer ek hier aanneem, is die volheid van God in my, en die uiteinde van die saak is die ewige lewe saam met U in die hemel. Dis amazing. Ek dink dis wat dit beteken, en dit is wat ons, as ons na sy lewe kyk, kan verstaan. Dit is 'n voorbeeld vir ons om te sê, want ek het die familie gevra, en almal is, ons weet waar hy is. Met 'n sekerheid. So vandag, vir ons wat hier sit, hierdie oomblik, hier waar jy nou sit, hier wat jy nou beleef, hierdie kerk, hierdie omgewing, hierdie tyd, dis 'n oomblik van waarheid. Dis 'n oomblik waar jy vir jouself 'n vraag moet vra, en die vraag is my saak met die Here reg? Jy moet nie sê ek hoop so nie, jy moet sê ek weet so. Want weet jy, dis die enigste sekerheid
wat ons vir mekaar het. Dis die enigste verantwoordelikheid wat jy in jou lewe moet leef. Die dag as jy sterf, dat mense nie moet wonder nie. Maar dat mense moet sê, ons weet. Want dis wat hoop bring. Want as ek oortuig is en ek weet dat die persoon wat sterf by Christus is en ewig leef, bring dit hoop vir my. Ek gaan jou weer sien. Maar as jy onseker is, as die persoon sterf, jy kan maar sien, dit bring meer vrae, en dit bring meer hartseer, en dit bring meer pyn. So as jy hier sit, het jy vandag nog die keuse en te sê, Here, ek wil so leef dat mense weet, dat mense oortuig is, dat mense seker is. Ek het reeds die ewige lewe begin leef. Ek het Christus reeds aangeneem en ek gaan in sy volheid leef. So ek wil begin afsluit, 1 Johannes 5 vers 11 tot 13 sê, en dit is die getuienis, God het ons die ewige lewe gegee, en die lewe is in sy seun. Wie die seun het die lewe. Wie die seun van God nie het nie die lewe nie. En dit het hy geskrywe aan julle, wat in die naam van die seun van God glo, sodat julle kan weet, dat julle die ewige lewe het. Dit is 'n versekering, as jy in Jesus is, as jy in hom glo, het jy die ewige lewe. So ons het hierdie verantwoordelikheid teenoor mekaar, om so te leef, dat ons weet, ons het die ewige lewe. En dit is wat die Here vir ons gee. So vandag sê ons totsiens aan iemand wat ons baie voorlief was, en steeds sal wees. Laat sy herinneringe en sy memories en die dinge wat hy gedoen het, en sy stories en die praatjies wat hy aangeknoop het, dat dit vir ewig in ons harte bly. Dat ons dit met mekaar deel. Want vandag is die dag wat ons totsiens sê aan oom Mani. Maar nie vir altyd nie. Want vir ons wat in Christus is die graf, en hoor dit vandag, is die graf nie die einde nie. Dit is net 'n deur van 'n tydelike tent na 'n ewige huis. Ek wil vir ons 'n gebed doen, en dan gaan ek vra dat na die gebed gaan ons die laaste lied saam sing, en na die lied gaan ek oorgee, Andrew, aan jou vir Huldeblyk, en dan gaan ons oorgee aan die bedankings. So net daar waar jy is, kan jy sit, ek gaan 'n gebed doen, en direk daarna gaan ons afsluit met 'n lied. So kom ons sit so, en dan bid ons net saam. Here, dankie dat U in die woord vir ons sê, dat U vir ons die Heilige Gees stuur as 'n trooster, en U sê ook, Here, dat U vir ons beloof vrede, en U sê in hy selfde teks, dat dit vrede is wat ons verstand te bowe gaan. Dit beteken dat ons 'n vrede sal ontdek, Here, wanneer ons nie veronderstel is om vrede te beleef nie. Dis die woord wat U vir ons gee. Here, dankie dat U ook vir ons sê, dat hierdie vrede beheer vat van ons gedagtes en van ons hart, van ons emosies. Here, dis die vertroosting deur die Heilige Gees wat vrede bring in tye soos hierdie. En Here, ek bid, mag dit wat ons vandag beleef, 'n draaipunt in elkeen van ons se lewens sal wees. Mag ons so leef, dat mense sal oortuig wees, dat ons U dien. Dat mense sal weet, ons leef vir ewig. Want Here, dit bring die vrede wat die Heilige Gees van praat. En Here, dan sien ons met verlange uit na die dag wanneer ons weer al ons geliefdes gaan ontmoet in die hemel. Here, hoe wonderlik is daai dag wat ons gaan instap, en ons sien dit, en ons beleef die heerlikheid wat God vir ons voorberei het. Here, iets wat nie deur mense hande gebou is nie. En as ons daarin beweeg, Here, dan sien ons en beleef ons die heerlikheid wat God vir ons instoor het. En mense, en vriende, familie, en almal wat daar is. Maar Here, dankie dat ek weet vandag daardie lewe begin vandag. Daardie lewe begin nou. Wanneer ek daardie besluit maak en sê, en ek oortuig is, ek het al die besluit gemaak. Here, vergewe my. Dankie, Here, dat U dit reeds gedoen het aan die kruis.
en dat ek leef in 'n nuwe lewe waarvan Christus my koning is. Dankie Here dat U ons seën. Ek bid vir die familie. Ek bid vir elkeen wat hartseer is in hierdie tyd, vir almal wat geraak is in hierdie tyd. Dankie vir die vertroosting van die Heilige Gees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek wil vra om op te staan en dan sing ons die laaste lied saam. Hoe groot is U? Kom ons sing dit. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe U dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. O heerlik Heer, U groote naam. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes. Ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind. O Heer, U sorg vir klein, vir groot, vir alles, en U sorg dag na dag vir my kind. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. O heerlik Heer, U groote naam. Baie dankie, jy kan jou sitplek neem daar waar jy is, Andrew. Jy kan vorentoe kom en net vir ons 'n huldeblyk gee en dan kan jy oorgee aan Martin. Baie dankie. Goeiedag almal. Huldeblyk aan my pa. Kan julle my hoor? Nee, daar sê, alright, okay. Hermanus Isaac Rabbe, gebore 20 Feb 1942. Ouers was pa Daantjie en ma Nella. My pa was die middelkind met 'n ouer broer, oom Wimpie, en jonger suster, tannie Sissie. Hy het skool verlaat op die ouderdom van 16 jaar oud, om saam met sy pa te werk op die plaas. Later 'n visserman geraak op 'n groot boot. Dit was in Walvisbaai gewees. Hy het toe siek geraak en toe het hy daar opgehou met bote en by Departement Openbare Werke begin. Hy was daar vir lank, so 40 jaar lank. En toe het hy besluit, dis tyd om sy skoene neer te sit en hy het saam met ons kom lewe. Toe ontmoet hy die liefde van sy lewe, ou Marina. Dit was 1967. Hulle het getrou 19 Desember 1970.
Jessie maar, het is vinnig nie, 3 jaar. 2 jaar later word hulle eersteling gebore, Christel. Sy onthou nog hoe haar pa altyd as baba beskryf het, lank en maar. En ja, nog steeds is sy vandag lank. Anyway. Neil, die tweede kind, is gebore in 1975. Hy was gebore met sistiese fibrose. Ek onthou, hulle het altyd gesê, Neil gaan nie lank hou nie, hy gaan nie lank hou nie. Hy was altyd siek. Ek onthou die tye toe hy het 'n handvol pille elke oggend en elke aand gedrink. En die Here het die dokters verkeerd bewys. 3 weke voordat hy 21 geraak het, het die Here hom eers gevat. Dit het 21 jaar gevat amper. So, ja. Ja, dit was 'n baie harde slag vir hom, pa, toe Neil gevat is. Maar 10 Augustus 1996 is ek en Christel getroud. En hy was baie bly daaroor. Ek was die Engelse man gewees. En ja, maar ek het my, ja, kyk hoe lyk ek nou. En dan 'n jaar later is Adrian gebore. 8 jaar later is Tracy gebore. En toe daai gebeur het, was oupa Mani in sy noppies. Hy het agter hulle gekyk, hy het skool toe gery saam met hulle, hy het baie tyd saam met hulle gespeel en gespandeer, en hy was baie, baie lief vir hulle. Toe kry Adrian vir hom 'n meisie. Daai meisie daar so met die swart rok, Kristen. En vanaf dag 1 het oupa Mani vir haar baie lief geraak. Hy het geweet, dis die troumeisie. En ja, hy was baie happy daaroor. Toe ontmoet Tracy vir Dirk, en hulle het 'n babietjie saam. En daai babietjie, Chrissy, dis die harde enetjie. Hy was baie lief vir haar. Hy het vir haar gesê, my blompot. En ja, hy was baie, baie lief vir haar. So ja, Engels was nie sy sterkpunt nie. Hy moes sy Engelse tande, sy Afrikaanse tande uithaal en sy Engelse tande insit om met Christen te kommunikeer. Maar hy het bygekom. Hy het lekker gesels. Chrissy was haar oupa grootjie se blompotjie, sy alles. Kan nou nog die glinster in sy oë sien, as Christel haar vir hom gebring het. Al toe was hy ook in die hospitaal gewees, maar toe daai kind instap in daai hospitaal en het daai man se oë verander. Hy was baie lief vir haar. Ja. Ja, daar was baie van oom Mani, oupa Mani, wat ons kan nog sê, maar ek dink jy het hom reg gesê, Rian, dankie. Hy was 'n mens. Hy het gedraai, hy het met almal gesels. Hy het, en dis baie snaaks, toe hulle klaar gesels het hy gehoor van iemand op die Weskus, en hy ken vir hom, en jy weet, dit was net so, dit is, ja, anyway. Maar pa, rus in vrede, en ons sal weer vir pa sien. Right, dankie. Bedankings asseblief, Martin. Môre almal.
Andrew, ja, jy was ook maar op 'n call toe pa jou ontmoet het. Ons sal maar niks verder sê nie. Ons praat net maar, dit is amper 40 jaar terug toe ek pa, soos ek hom genoem het, ontmoet het. En hy sy deure oopgemaak het vir ons en dis 'n lang storie. Anyway. Net vandag bedankings vir vandag. Baie dankie aan Durbanville Mediclinic, die Intercare Tiger Valley, Andrew en Christel, Adrian, Kristen, Tracy en Dirk, Anthony en Linda, baie dankie vir julle help vir alles wat voorberei is vir vandag. Dankie aan Charmaine, die versorger in die laaste ruk. Dankie vir al die hospitaalbesoeke wat almal gedoen het. Spesiale dankie vir almal, familie, vriende, niggies, neefs en hulle kinders wat oupa of Mani die dag kom besoek het toe hy gesterf het in die hospitaal. Dankie vir al die oproepe en die boodskappe, die voice messages en al die besoeke by die huis. Dankie vir almal wat gekom het om oupa vir die laaste vandag te kom groet. Ons waardeer dit. Dankie aan Dominic Gous en al die boodskappe in sy diens en die boodskap in sy diens. Dankie. Dankie Bob's Funerals. Dankie vir almal vir die bywoning vandag. Dankie aan Janet vir die verversings. En by the way, daai is by Andrews huis na die diens. En ek dink die adres is op die pamflet. En as daar enige iemand wat uitgelos is, vra Christel en die familie, jammer ons dat julle uitgelos is, maar ons dank julle almal. Dankie. Dankie. Ek gaan vra, jy kan net so sit, dan gaan ek net vir ons 'n seëngebed doen en dan gaan ons hier vandag na julle almal weet seker waar julle huis is, Andrew. As julle nie weet nie, ry net agter hulle sal vir julle wys. En net 'n laaste ding, as jy ingekom het by die Boom Gate, dis net 'n praktiese reëlingkie, jy het 'n kaartjie gekry. Jy kan enige van span toe van ons as wat op die span is, die twee girls daar agter, my vroutjie, ek myself, ons sal hier staan. Dan gaan ek jou kaartjie vir jou net validate, dan kan jy net so omvat Boom toe ry en uitry. Jy hoef nie nou jou kaartjie te gaan indruk iewers of so nie. Ons gaan jou uithelp met dit. So kom ons sit net so, dan sluit ek vir ons af met 'n gebed. Here, dankie vir die goedheid. Dankie vir die guns. Here, dankie vir die voorsiening. Here, maar dankie ook bo dit alles vir die vertroosting. Here, dat U met ons is, dat U by ons is, dat U saam met ons gaan. En Here, as ons hier vandag bid ek U seën af oor elke persoon wat hier is. Here, die genade van Jesus Christus en die liefde van die Vader, Here. En as ons hier uitbeweeg, mag ons besef dat God is by ons en in ons en saam met ons. Seën ons nou is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. Mag die Here julle seën en mag julle 'n great dag hê wat voor lê en saam kuier as familie. Baie dankie.